Welkom terug by Sinmaak. Vandag lees ons saam in Romeine 11 vers 1 tot vers 24. Kom ons val weg met die 2020 vertaling. My vraag is dan, het God dalk sy volk verstoot? Hoegenaamd nie. Ek is tog ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham uit die stam van Benjamin. God het nie sy volk verstoot wat hy reeds tevore gekies het nie. Of weet jy nie wat die skrif oor Elia sê nie? Hoe hy hom op God beroep het teen Israel. Here, u profete het hulle doodgemaak, u altare het hulle afgebreek. Ek het alleen oorgebly en hulle soek my lewe. Maar wat is God se antwoord aan hom? Ek het vir my 7000 man laat oorbly wat nie hulle knie voor Baal gebuig het nie. Net so is daar ook in die huidige tyd 'n oorblyfsel deur genade uitgekies. Maar as dit uit genade is dit nie meer op grond van dade nie, want anders sou die genade nie meer genade wees nie. Waarop kom dit dan neer? Dat Israel dit wat hulle soek nie gekry het nie, maar die uitverkorenes het dit wel gekry. Die res is egter verhard, soos daar geskrywe staan. God het aan hulle 'n trae gees gegee, oë wat nie sien nie en ore wat nie hoor nie, tot op die dag van vandag. En Dawid sê, laat hulle etenstafel 'n valstrik en 'n vangnet word, 'n struikelblok en 'n vergelding vir hulle. Laat hulle oë verblind word, sodat hulle nie kan sien nie. Laat hulle rug vir altyd krom buig. Ek vra verder, hulle het tog seker nie gestruikel net soos hulle tot 'n val sou kom nie, net sodat hulle nie tot 'n val sou kom nie, hoegenaamd nie. Inteendeel, deur hulle val het die verlossing na die nie-Jode gekom om hulle jaloers te maak. As hulle val 'n verryking vir die wêreld meegebring het en hulle tekort 'n verryking van die nie-Jode, hoeveel te meer hulle volle getal. Vir julle uit die nie-Jode sê ek, in sover ek dan Paulus of sover ek apostel vir die nie-Jode is nie, strek dit my bediening tot eer. In die hoop dat ek dalk my eie mense jaloers kan maak en 'n aantal van hulle tot verlossing kan bring. As hulle verwerping vir die wêreld versoening meegebring het, wat sal hulle aanneming nie beteken nie? Niks anders nie as die lewe uit die dood. As die eerste stukkie deeg geheilig is, dan is die hele baksel heilig. En as die wortel heilig is, ook die takke. En as 'n aantal van die takke van die makolyf uitgebreek is, en jy, die wilde olyf, tussen die takke ingeënt is, en so aan die voedingskrag van die makolyfboom se wortels deel gekry het, moet jy nie teenoor die ander takke spog nie. As jy wel spog, jy ondersteun nie die wortel nie, maar die wortel jou. Jy sal sê, daar is takke uitgebreek sodat ek op die boom ingeënt kan word. Goed en wel. Dit is deur hulle ongeloof dat hulle uitgebreek is, maar jy is daar deur jou geloof. Moenie hooghartig wees nie, maar wees vol ontzag. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy jou ook dalk nie spaar nie. Sien daarom God se goedheid sowel as sy strengheid raak. Sy strengheid oor hulle wat afvallig geword het, maar sy goedheid oor jou. Mits jy in jou goedheid bly, in sy goedheid bly, want ook jy kan uitgekap word. En wat hulle betref, as hulle nie in hulle ongeloof volhard nie, sal ook hulle weer ingeënt word. God is magtig om hulle weer terug te kan ent. Want as jy uitgekap is uit wat van nature 'n wilde olyf was, en jy teen die natuur op die makolyf oorgeënt kon word, hoeveel te meer sal die natuurlike takke nie op hulle eie olyfboom teruggeënt kan word nie. Sjoe, dit is nogal 'n langerige stuk wat ons vandag saam doen, maar dit vorm 'n geheel, en Paulus gebruik voorbeelde ook daaruit, om vir ons duidelikheid te gee oor wat sy bedoeling met dit alles is. So kom ons kyk en dan maak ons saam sin oor dit wat vir ons voorlê. Goed, Paulus begin daarso in vraag 1. Hy vra dadelik, my vraag is dan, het God dalk sy volk verstoot? Dit is die vraag waarmee Paulus dan begin. En dan een van daardie uitroep, vuis in die hand, waarvan ons al vroeër gehoor het, hoegenaamd nie, so glad nie, nie eers 'n bietjie nie, daar is ons nie eers 'n halwe kans nie.
So met hoegenaamd nie, sê hy glad nie is daar 'n kans dat God sy volk verstoot het nie. Dit gaan nie gebeur nie. Soos die Engelsman sal sê, there's no chance in hell, no fireball chance in hell for that to happen. Ek is tog ook 'n Israeliet. So Paulus wil nou 'n voorbeeld maak en sê, ek is 'n Israeliet. Nie net dit nie, ek is ook 'n nageslag van Abraham. So nageslag van Abraham. En, asof dit nie genoeg is nie, uit die stam van Benjamin. So Paulus is nou besig om hier te sê dat hy is 'n Israeliet, maar asof dit nie genoeg is nie, is hy die nageslag van Abraham en dan nou verder nog uit Benjamin. En hy sê daarmee dat as ek, wat 'n Jood is, nie verstote word deur God nie, hoeveel te meer sal die ander Jode nie verstoot word deur God nie. Nou moet ons ook in gedagte hou dat Paulus het vervolging gedoen, en daardeur kon die volk dan nou uiteindelik ook sien, dat al het hy vervolging gedoen, Jesus Christus se genade, God se genade, is ook genoeg selfs vir hom. So God het nie sy volk verstoot nie. God het nie sy eie volk verstoot nie, is dan presies wat hy vir ons sê, wat hy reeds tevore gekies het. So God het reeds, dit is 'n werkwoord, hy het gekies, God het gekies, en God het sy volk reeds gekies. En dan wil Paulus nou die boodskap beklemtoon. Hy wil daai spyker wat hy nou ingeslaan het, wil hy nou dieper inslaan, deur die voorbeeld te gebruik van Elia. So hy sê, Elia sê hoe hy hom op God beroep het. Nou moet ons 'n gedagte, alles wat hy nou hierso, die voorbeeld wat hy nou hier gebruik, is 'n voorbeeld natuurlik van Elia, en hy haal aan ook uit die Ou Testament uit. En hierdie teks kom uit 1 Konings uit, en dit is hoofstuk 19. So, in 1 Konings 19 sien ons dat Elia hierdie beroep op die Here doen. En nou moet ook 'n gedagte hou wat in Elia se tyd plaasgevind het. Daar was net soveel vervolging gewees. So die vervolging het wel plaasgevind teenoor die profete. En die profete van God. So 'n profeet moet die wil van God bekend maak, en selfs hulle is dan nou vervolg. Hulle is ook doodgemaak. Maar dis wat vervolging beteken. So Elia sê selfs in daai tyd, so in die Ou Testament al, sien ons hoe die Here se volk teen hom in opstand gekom het. Nou wat het hierdie volk van God gedoen in die Ou Testament? Hulle het die profete het hulle doodgemaak, letterlik doodgemaak. Iemand doodmaak met 'n mes steek of 'n in vandag se tyd 'n geweer skiet of 'n klip gooi en die persoon is dood. So hulle is doodgemaak. Maar behalwe vir dit, hulle het ook die altare afgebreek. So die plek waar hulle moes aanbid, waar hulle offers gebring het, dit alles is afgebreek, want hulle het nie meer volkome op die Here staat gemaak of gehoorsaam gewees aan God nie. En dan sê Elia, ek het alleen oorgebly, en hulle soek my lewe. So hy kan ook doodgemaak word, omdat hy 'n profeet is van die Here. Maar wat is God se antwoord aan hom gewees? En dan hierdie baie belangrike vers, ek het vir my 17,000 man laat oorbly, wat nie hulle knie vir Baal gebuig het nie. So hulle het nie die afgode aanbid nie. Hulle het oorgebly 7,000 mans om God se eer te besing, sy lof te besing. En dan sê Paulus, net so is daar ook in die huidige tyd, so Paulus se tyd, maar ook in my en jou tyd, is daar wat oorgebly het, 'n oorblyfsel deur genade uitverkies. So dit is, ons is uitgekies deur genade, en weer eens, daai woord wat mense baie keer sê, is 'n vloekwoord in die dopperkringe, uitverkiesing. God se uitverkiesing is nodig om daar te verstaan. Ons moet verstaan waaroor die uitverkiesing gaan. Is nie omdat ons so oulik is nie, maar omdat God dit self bewerk het. En die uitverkiesing loop en vloei voort uit genade. Die genade wat alleenlik bewys word, hoe God wil en aan wie God wil. Alright, so dan gaan ons verder en hy sê, maar dit uit genade is dit nie meer op grond van die dade nie, want anders sou genade nie meer genade wees nie. So by definisie is genade se betekenis sonder
verdienste. So ons het nie hierdie genade verdien nie. Niks wat ons kan doen, kan hierdie genade vir ons gee nie. Ons kan nie 'n lysie deurwerk wat sê vir ons doen dit en ons doen dit en ons doen dit en daar is ons jou genade nie. Dis nie 1 + 1 is 2 nie. Die som wat ons hier maak is 1 + 1 is 7. Want 7 is die heilige getal. God is heilig. Hy weet wat hy doen. Die Here het die genade gegee sonder voorbehoud. Sonder dat daar iets gedoen moet word van die mense kant af. Waarop kom dit dan neer? Dat Israel dit wat hulle soek nie gekry het nie, maar die uitverkorenes het dit wel gekry. Paulus begin nou weer hierso die vergelyking tref tussen die Jode teenoor die nie-Jode nie. Saam met dit begin hy die vergelyking tref van werke teenoor dade. En saam met dit wys hy dan nou ook die genade teenoor verdienste. En hy wil dit tuisbring by die Jode, dat die Jode het gesoek daarvoor. Hulle het gesoek, hulle wou alles doen, hulle het die wette nagevolg tot op die letter. En hulle het steeds nie die redding gekry nie, hulle het steeds nie die insig gekry nie. Maar die uitverkorenes, weer eens vloekwoord daarso, wat niemand van hou nie, maar wat wel die waarheid is, die uitverkorenes het wel gekry. So die uitverkorenes kom weer uit op die uitverkiesing. Ons het die vir daar vergeet. Okay, uitverkiesing het dit wel verkry. Die res is egter verhard. So wat Paulus hier probeer verduidelik, is dat die Jode wat nie die uitverkiesing, deel is van die uitverkiesing nie, hulle is verhard. Hoekom? Want hulle oë is toe. Ons gaan dit nou sien. Hulle oë is toe. Hulle ore is toe. En hulle ervaar nie en hulle verwerp die Messias. Ons kan nie die Messias verwerp nie, want alles wat die Jode geglo het heen gewys na die Messias wat sou kom. En tog het hulle gesê, Jesus Christus is nie die een waarvoor ons wag nie. Jesus Christus is nie die Messias nie. Soos daar geskrywe staan, God het aan hulle traaggees gegee. So, weer eens die uitverkiesing, God het 'n traaggees, hy het mense uitgekies aan wie hy die traaggees gee. So dit is die eerste ding wat hy vir hulle gee. Die tweede ding is oë wat nie kan sien nie. En die derde ding is ore wat nie kan hoor nie. Tot die dag van vandag. So Paulus beklemtoon daarmee dat selfs vandag is dit 'n ding. Daar's steeds Jode vandag in sy tyd wat nie die Here God se seun, sy enigste seun, Jesus Christus, aanvaar as die Messias nie. En dit is nogal tragies. Paulus haal dan aan uit Psalm, as ek nou reg is, Psalm 69. En hy sê daarso, dan praat hy nou van Dawid. Psalm 69 is wat ons hier te doen kry mee. Waar Dawid al in sy tyd gesê het, hulle, nou wie is hierdie hulle? Dis die Jode. Hulle wat Christus verwerp. Mag hulle etenstafel 'n valstrik wees, 'n vangnet. So met ander woorde, hulle leuns, die leuns wat verkondig word, wat oorvertel word. Dis 'n struikelblok en 'n vergelding vir hulle. So hulle wil ons nou sê dat ons verwerp Christus. Ons gaan nie na die Messias luister nie, ons ken hom nie, hy is nie deel van ons nie, ons luister nie. Mag dit 'n valstrik wees, 'n vangnet, en ook uiteindelik die vergelding wat hulle moet toekom, omdat hulle nie glo in Christus nie. Hulle verwerp die Messias. Hulle oë is verblind, so nou gaan Paulus verder met daai lysie van wat hulle kry. So ons het die eerste gesien, dis die gees, dis die oë, dis die ore, en nou is die oë verblind, sodat hulle nie kan sien nie. So God het dit voor die tyd bestem, dat dit is hoe dit moet gebeur. Laat hulle rug vir altyd krom buig. Weereens, die uitverkiesing sien ons hierso. Want God kies mense uit wie se oë hy sal blind maak. Ek vra verder. Hulle het tog seker gestruikel, net sodat hulle tot 'n val sou kom nie, hoegenaamd nie. So,
In vers 11 wil Paulus dit tuisbring, dat dit is nie die doel van die Jode gewees nie. Hulle het nie net na hierdie aarde toe hulle is nie net geroep deur die Here om op hierdie aarde te wees tot 'n val en dan is dit nou verby nie. Glad nie. Hulle was veronderstel om die heiliges te wees, die wat uitgesonder is en afgesonder is vir die Here se wil. En tog gebeur dit nou nie. Inteendeel, deur hulle val is die verlossing aan die nie-Jode het die verlossing na die nie-Jode toe gekom om hulle jaloers te maak. So nou wil ons deur die jaloesie die mense terugbring na verlossing toe. So daar's amper 'n tipe van 'n kringloop wat hier plaasvind. So die Jode, wel van die Jode nie, al die Jode nie, verwerp. So die Jode verwerp vir Jesus Christus. So waartoe gaan dit dan? Dan gaan dit na die heidene toe. En dan die heidene lewe 'n ander lewe as wat hulle voorheen gelewe het. Hoekom? Want die verbond waarby hulle dan nou ingesluit is. So begin die Jode jaloers word en dan wil hulle ook hê, want hoeveel te meer vir hulle, want hulle is die volk van God. En dan word die Jode uiteindelik weer bekeer. So dis 'n hele siklus en dan verwerp hulle nie meer Christus nie, maar dan lewe hulle ook in hierdie wete dat die genade van God vir hulle genoeg is. As hulle val 'n verryking vir die wêreld meegebring het en hulle tekort vir 'n verryking van die nie-Jode nie, hoeveel te meer hulle volle getal? So hoeveel meer van 'n impak sou daar gewees het as die Jode bloot Christus aanvaar het, as die Jode bloot gesê het, maar dit is die Messias, hy het gekom, hy het ons kom red van ons ondergang, hy het ons gered van die ewige hel en die dood. Hoeveel te meer sou dit nie daar gewees het, as hulle so opgetree het nie. Vir julle uit die nie-Jode, sê ek, in sover ek dan apostel is vir die nie-Jode, strek dit my bediening tot eer. So, Paulus sê hier, dat hy is besig om die evangelie te verkondig aan die heidene. En dit is vir hom 'n voorreg en 'n eer. En hy's bly hy kan dit doen. Hoekom? Sodat al hoe meer mense gered kan word deur geloof. En dan sê hy verder, in die hoop, dat ek my eie mense jaloers kan maak. So, eie mense, daardeur sien ons dat Paulus steeds omgee vir sy eie mense. Hy leef steeds mee met sy mense. Hy wil steeds al hierdie dinge doen, sodat daar redding vir almal kan wees. En 'n aantal van hulle tot verlossing kan bring. Sy eie mense moet tot verlossing gebring word. Hoe wil hy dit bewerk? Deur jaloesie. En nou moet ons 'n gedagte hou, om jaloers te wees is 'n slegte ding, maar dit is nie 'n slegte jaloesie waarvan Paulus hier praat nie. Hy praat van, hy wil seker maak dat sy eie mense ook die evangelie kan hoor, aangryp en dit verkondig in hulle lewe. As hulle verwerping vir die wêreld versoening meegebring het, wat sal hulle aanneming vir die wêreld beteken? In vers 15 herhaal Paulus dan nou uiteindelik weer wat hy in vers 12 gesê het. Hy het dit ook dan gesê hier vroeër in vers 11. As die eerste stukkie deeg heilig is, nou is Paulus besig om 'n verduideliking te gee. Hy wil voorbeelde gee. So die eerste voorbeeld is die stukkie deeg wat hy gebruik. Die tweede voorbeeld wat hy gebruik sien ons in vers 17, en dit is die van takke van die makolyf uitgebreek is. So ons het twee voorbeelde, deeg en takke. En dit is hoe Paulus dit wil tuisbring by hulle. As ons in hierdie eerste deel praat ons nou van 'n teks wat kom uit die Ou Testament, uit Nehemia uit, waar daar nou gesê word hoe die volk die eerste stukkie deeg moet afsonder vir die Here uit dankbaarheid, so dis ook 'n offergawe. Die eerste stukkie deeg is dan vir die hele baksel heilig. So 'n stukkie maak die hele baksel heilig. Dieselfde
met die wortels. Die makolyf dui op die Jode. Dit dui op die verbond. Dit dui op Abraham, Isak en Jakob, die aardsvaders waarmee die verbond gesluit is. Hulle is soos die stam, en dan die Jode kom voort uit hulle uit. En jy, nou praat hy met die heidene. Die wilde olyf. Wilde olyf is dan die heidene, dit is nou spreekwoordelik ek en jy ook. Ons is ingeënt. Met ander woorde, ons is afgesny uit die wilde bos uit, en ons is ingeënt, toegevoeg. 'n plekkie is vir ons gemaak, sodat ons daar kan wees. En dat ons deel van die voedingskrag van die olyfboom se wortels kan deel hê. Nou ons wat nou so bygevoeg is en ingeënt is, moet nie teenoor die ander takke spog nie. As jy wel spog, jy ondersteun nie die wortel nie, maar die wortel jou, jy sal dan sê, daar is takke uitgebreek, sodat ek, hierdie heiden waarvan gepraat word, sodat ek op die boom ingeënt kan word. En Paulus sê, dis goed en wel, dit is waar, dit is soos wat hulle sal sê op Facebook, #feite. Dit is feite, ons stem saam, dit is so. Dit is deur hulle ongeloof dat hulle uitgebreek is. So die Jode wat nie glo nie, wat Christus verwerp het, hulle is uitgebreek, heeltemal geheel en al weggegooi, uitgebreek. Ek nie weggegooi, net uitgebreek. Maar jy, heiden, is daardeur jou geloof. So ons word dan ingesit omdat ons Christus aanvaar en nie verwerp nie. So as gevolg van hierdie geloof moet ons nie hooghartig word nie, want dit gaan nie oor ons nie. Dis nie as gevolg van dade, of as gevolg van oulik wees, of as gevolg van enigiets nie. Maar ons moet ontzag hê vir God, as gevolg van hierdie geloof wat hy vir ons gegee het, en ons toegevoeg is. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, so die Jode wat dan nou Christus verwerp het, as hy die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy jou dalk ook nie spaar nie. En daar moet ons uiteindelik ook die gesag hê vir die Here, want hy is soewerein. Hy heers oor alles, hy is almagtig, wys en volkome. Sien daarom God se goedheid, sowel as sy strengheid raak. Hierdie is nog een van daardie dele van Romeine, wat baie belangrik is, wanneer dit kom by vandag se konteks. Baie mense, herhaaldelik, sê, die Here is liefde. God is liefde. Ja, dis reg, God is liefde, hy is goed. Maar God is ook streng. God haat sonde. En daarom moet ek en jy ook sonde haat. So ja, God is liefde. Maar ons kan nie net dit verkondig nie. Ons moet ook verkondig dat God haat sonde. Hy haat nie die sondaar nie, maar hy haat die sonde. So die persoon het hy steeds lief. Hy wil steeds sy liefde bewys aan hierdie persoon deur Christus Jesus, en dat die persoon dit aanvaar. Maar God haat sonde. So ons kan nie, ons mag nie. Die oomblik wanneer ons liefde verkondig sonder die woede, sonder die kwaads van die Here, is ons besig met dwaalleer. Die liefde van die Here en die woede, die strengheid van God moet saamgaan, want dit is albei deel van wie God is. En wat hulle betref, nou is Paulus weer besig om te gaan oor die Jode. Wat hulle betref, as hulle nie in hulle ongeloof volhard nie, met ander woorde bekeer, sal hulle ook weer ingeënt word by hierdie boom, die makolyf. God is magtig om hulle terug te bring. Ons het gesien wat Paulus sê, die Here ook daar beplan deur die jaloesie, om die mense terug te bring na God toe. Want as jy uitgekap is uit wat van nature wilde olyf was, so ons die heidene, en jy teen jou natuur op die makolyf oorgeënt kan word, hoeveel te meer die natuurlike takke nie op hulle eie olyfboom teruggeënt word nie. Dit was 'n mondvol.
mag elkeen van ons daadwerklik besef hoe God se reddingsplan werk. Want ons sien hier van die begin af, van vers 1, vers 2, 3 en 4, hoe die Here sê, daar was nog altyd 'n stukkie gewees wat oorgebly het. Dit mag vir ons in ons samelewing vandag lyk dat daar soos regtig nie meer Christene oor om ons nie. Waar in die lewe gaan die mensdom heen? Maar deur die eeue lank het die Here dit so bewerk dat daar wel gelowiges is, sodat sy kerk kan groei, sodat mense daadwerklik tot besef kan kom dat God alles vir almal is. En ons wat toegevoeg is tot die gemeenskap van gelowiges, mag ons nooit dink ons is hoogmoedig en dat ons kan doen wat ons wil nie. Want alhoewel ons deel gemaak is van geestelike Israel, is ons nie vrygeskeld en kwytgeskeld van die toorn van die Here en sy haat teenoor sonde nie. Tot volgende week. Totsiens.